Goeiemôre. Jy luister na die 108ste oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is nuwighede. Vanmôre praat ons oor die N in essence, novelty seeking. Die intense kwaliteit van die tienerbrein om voortdurend te soek na wat nuut en opwindend is. Kom ons bely daarom net eers almal saam aan die begin van hierdie oordeenking. Ons hou almal van iets nuuts. Of wil jy vir my sê 'n nuwe knipmes, 'n nuwe handsak, katrol, kamera, voertuig, skoene, baadjie, gee nie vir jou 'n gevoel van opwinding nie. Die beloningsnetwerk in ons brein klap hande wanneer ons 'n geskenk kry of 'n nuwe bestemming gaan besoek. Wanneer iets onverwags of nuut gebeur, aangename goed moet ek byvoeg, dan produseer dopamien-neurone 'n baie duidelike en 'n sterk sein. Hierdie is belangrik vir my. Gee aandag. Onthou dit. Soek dit weer 'n keer. Interessant genoeg bereik dopamien sy hoogste piek voordat ons 'n beloning ontvang het. Ek het dit in 'n vorige reeks hanteer. Ek gaan dit weer stel. Dopamien bereik sy hoogste piek in die afwagting van 'n beloning of van iets nuuts. Net die verwagting dat iets nuuts gaan gebeur, het hierdie effek wat ons deurspoel. Ek dink nou sommer aan my jongste, Hanna, die naweek wat verby is. Daar is nou 'n nuwigheid onder die klein kindertjies om 'n dumpling te hê. Moenie my presies vra wat dit is nie, want elke enkele winkel se dumplings is uitverkoop. As ek nou luister hoe Hanna dit verduidelik, is dit iets tussen klei en spookasem, maar is iets waarmee hulle speel. So beloof ons nou vir Hanna, ons sal die middag gaan kyk of ons vir haar 'n dumpling kan koop. Man, elke 5 minute hoor ek net 'n stemmetjie wat sê, ek gaan 'n dumpling kry. Weet pappa wat gaan vanmiddag gebeur? Sy het naderhand haar boetie en sussie teen die mure uitgedryf. Maar mens verstaan dit in die lig van hierdie afwagting op iets nuuts en die dopamien wat deur jou stelsel vloei. Die gevoel van afwagting is soos 'n inspuiting van dopamien. Dink maar net aan daardie gevoel wat in jou opborrel wanneer jy 'n vakansie beplan, die roete bepaal en later begin inpak, die wekker stel en vroegoggend die lang pad aanpak, die nuwe paaie wat jy verken en uiteindelik jou nuwe bestemming. En hierdie nuwe bestemming bring weer allerlei nuwe ervarings na vore, nuwe kleure, nuwe geluide, nuwe geure, teksture, nuwe smake. Dis asof jou hart en siel sommer van vreugde sing. Ons hoef nie te wag vir 'n vakansie nie. Partykeer is dit iets eenvoudig, soos om 'n nuwe koffieboon uit te probeer. Om met daardie pakkie koffie by die huis aan te kom, dit versigtig oop te sny, en daardie wolk van geure wat jou neusholtes vul. Wow! Ons kan nuwe dinge ervaar op 'n gereelde basis. Ons moet egter in gedagte hou dat net soos wat ons uitsien na nuwe geleenthede, so groot kan die teleurstelling wees, dat dit iets soos 'n dopamien-ineenstorting kan veroorsaak. Soos die naweek, wanneer daar geen dumplings op die rak oor is nie. Of as jy by 'n vakansiebestemming kom, en die plek lyk glad nie soos jy verwag het nie. Of die speedkop by Gobabis jou R1000 boete gee omdat jy ekstra ligte op jou voertuig het, sommer so met die intrapslag met jou vakansie in Namibië. Onthou jy toe jy tuin was dalk, hoe jy op ou Kersaand 'n radarkarretjie gekry het vir Kersfees. Jy maak dit opgewonde oop, en dan kom jy agter, daar is nie batterye in die pakkie nie. Daar is ook nie sulke batterye in die huis nie, en jy moet wag vir die volgende dag om batterye te gaan koop. Dis die langste nag van jou lewe. Kom ons praat oor die tienerbrein vanmôre.
Tieners se breine beleef 'n reuse toename in die beloningsnetwerke in hulle brein. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Die Here het tieners mos nou so geskape, dat hulle self moet voorberei om 'n nuwe wêreld te gaan verken, om hulle eie lewenspad te begin loop, om mettertyd te trou en met hulle eie gesinne te begin. 'n Verhoogde dopamienstelsel is byna soos die ekstra brandstof wat 'n vuurpyl nodig het om te lanseer. Daarom wil tieners nuwe sportsoorte probeer, nuwe musiek ontdek, dikwels tot ons spyt natuurlik. Ure lank eksperimenteer met allerlei nuwighede, nuwe tegnologie uittoets en ja, ook verlief raak. Waar hulle vroeër heel gemaklik was met die bekendheid van hul ouerhuis en die veilige omgewing waarin ouers in beheer gevoel het, gaan eksploreer tieners nou weier as voorheen. Nuwe omgewings, nuwe mense, nuwe geleenthede, nuwe wat ook al interessant lyk. Ons moet nie te sleg voel as tieners in hierdie tyd ander mense interessanter vind as ons nie. Dat ander mense se huise en ander mense se karre en ander mense se besittings interessanter lyk as die van ons lewens nie. Vir 'n tyd lank lyk alles cooler aan die ander kant van die draad. Tieners probeer nuwe dinge, voel meer lewendig en meer intens betrokke by die lewe as gevolg daarvan. Wanneer hierdie lewensfase positief en hoopvol verloop, bring dit 'n fascinasie met die lewe tot gevolg. Die hoopvolle vooruitsig dat die wêreld 'n oop sisteem is met ongekende moontlikhede, 'n gesonde ontwerp van hulle unieke lewe en om sommer net met 'n algehele huppel in die stap die lewe in te gaan en die besef dat die lewe vol avonture kan wees. Ja, tieners leer ook, juis met die geborgenheid van hulle gesin van herkoms, om ook die teleurstellings te verwerk, om dit te oorkom, sodat dit nie in hulle pad staan nie. So gesien, met al hierdie dinge in gedagte, moet volwassenes nooit daardie kind wees, afskeep, verloor of laat afsterf nie. Die skadukant van so 'n soektog na nuwighede kan natuurlik groot risiko's meebring, as die ekstase van daardie ervarings tieners blind maak vir die gevare daaraan verbonde, of die langtermyn gevolge. Dit kan impulsiwiteit tot gevolg hê, waar tieners besluite neem wat die res van hulle lewens negatief kan beïnvloed. Onthou wat ons nou die oggend al oor gepraat het, naamlik dat daar in adolessensie 'n 2 maal groter kans bestaan vir ernstige beserings of dood as in enige ander lewensfase. Tieners raak meer nuuskierig oor die lewe en dikwels trek dinge wat op die uiterste van die spektrum van toelaatbaarheid lê, hulle aandag die meeste, dinge wat verbode, onbekend, opwindend maar riskant is. Die ironie is dat dieselfde breinstelsel wat 'n jong mens kan inspireer om berge uit te klim, nuwe tale te leer of 'n besigheid te begin, hom of haar ook kan verlei om te eksperimenteer met dwelms, alkohol, seksuele grense en ander riskante gedrag. Die aantrekkingskrag lê dikwels nie in die daad self nie, maar daarin dat dit nuut, onbekend of verbode is. Daarom raak baie tieners nuuskierig oor wat in die donkerte gebeur, soos wat Lukas Marie tong in die kies daaroor gesing het. Dit kan verwarrend wees vir tieners, want heel dikwels voel dit dat hierdie nuwe dinge net so reg voel. Gevoelens is nie altyd 'n goeie barometer vir wat reg is, en wat reg is nou nie. Soms is dit die regte ding, maar net nie nou nie. Dis eers reg vir later. Gesonde grense en goeie remme is nie bedoel om tieners se pret te bederf nie. Wanneer tieners dit kan regkry om hierdie nuwe horisonne te verken en te ontdek, terwyl gesonde waardes en normes hulle lei, sal die reis veel minder risiko's inhou en sal daar 'n belyning wees tussen hulle optrede en hulle gewete. Ons identiteit,
wie ons is in die gesinne van ons herkoms en wie ons is in Jesus Christus en die lewensbestemming wat die Here vir ons lewenspad bepaal het, behoort altyd die kompas te wees vir ons reis. Daar lê 'n leeftyd voor om die wêreld te ontdek. Moenie oorhaastig wees nie. Deurdink die gevolge van jou besluite. Weet waarheen jy op pad is en of hierdie ompad jou nie dalk van koers af gaan gooi nie. En onthou, as jy 'n fout gemaak het, is daar vergifnis. As jy 'n ompad gekies het waarop jy nou is en jy weet, hierdie is nie my bestemming nie, is daar plek om te draai en 'n nuwe pad te vat. By die Here is dit nooit te laat nie. Luister na die woorde van Spreuke 4 vers 20 tot 27. My seun, my dogter, slaan ag op die uitsprake, spits jou ore vir my woorde. Dis nou die woorde van wysheid wat die Here vir ons gee. Laat hulle nie aan jou oë ontglip nie, bewaar hulle diep in jou hart, want dit is die lewe vir hulle wat dit vind. Vir die hele liggaam bring dit genesing. Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Bly weg van 'n mond wat valsheid verkondig en slinkse lippe, hou dit ver van jou. Jou oë moet vorentoe kyk. Jou blik moet reg voor jou gerig wees. Hou die pad vir jou voet gelyk en in al jou weë laat dit bestendig wees. Moenie regs of links afdraai nie. Hou jou voet weg van die kwaad. En dit is goeie raad, nie alleen vir tieners nie, maar vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here, ons bid aan die begin van hierdie nuwe dag om dankie te sê. Dankie vir lewe, dankie vir geleenthede. Dankie vir nuwe ervarings. Dankie vir vooruitsigte. Ons bid vir mekaar in hierdie môre, dat U ons sal lei, dat ons voete die regte pad sal kies, dat ons gedagtes die regte dinge sal bedink, en dat ons harte op U gerig sal wees, en dit wat goed en reg en heilsaam is. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.